Sit. En dan lees ons nou saam weer verder uit Maleagi. Ons het vanoggend gekyk na vers 16 van hoofstuk 3. En ons kyk nou na vers 17 en 18. So ons fokus vanaand op die lering wat ons uit die skrif bely in Sondag 31 van die katekismus. En het gaan daar oor die sleutels van die koninkryk. So die vorige Sondag se laaste vraagie het dit so 'n bietjie ingelei. Nie elke ou kan net kom aansit aan die nagmaalstafel nie. Die wat ongelowig en goddeloos is en dit met hulle lewe wys, moet daarvan uitgesluit word met die sleutels van die koninkryk. So daar is dit vinnig genoem. Nou gaan Sondag 31 aan en vra dan wat is die sleutels van die koninkryk? En dan sal 2 wat genoem word, die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. So verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug is die 2 sleutels van die koninkryk. Ek gaan nie nou die 2 ander vrae lees nie. Julle kan daar oophou en saam volg soos ons aangaan. Kom ons lees dan die Here se woord. Gaan weer vers 16 lees en dan net tot by vers 18 van Maleagi 3. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. En ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Ons lees tot daar die Here se woord. So ons het nou vanoggend gestop daar by vers 16. Die Here sien, luister, hoor en onthou regtig die regverdige dade van sy kinders, omdat hy die regverdige dade van sy seun onthou. Hy sien ons goeie dade aan in Jesus. Al ons trane, al ons moeite, al ons geveg vir die geregtigheid, hy sien dit aan in Jesus en hy onthou. Maar nou stop dit nie daar nie. Omdat die Here ons onthou, gebeur daar nou nog iets. Gaan aan. Die Here maak onderskeid tussen die wat sy eiendom is en die wat uitgewerp sal word. Die Here maak onderskeid tussen die wat sy eiendom is en die wat uitgewerp sal word. So vers 17 gaan dan nou aan met die Here onthou regtig sy kinders. En dan hulle die wat die Here vrees, sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. So dit kom nou na die onthouboek. Die Here gaan sy kerk onthou en dan sal hulle sy eiendom wees. Of meer letterlik, hulle sal myne wees, my skatte of juwele. Hulle sal myne wees en dan nog daarbey, hulle gaan nie net myne wees nie, want die hele aarde is myne, hulle gaan my skatte wees, my juwele, regtig kosbaar. Uit al die besittings wat ek het, want ek besit alles, gaan hierdie mense my skatte wees. En dit gaan op 'n sekere dag ook gebeur, ons kan daai vertaal, hulle sal myne wees op die dag wat ek hulle my juwele maak. Met ander woorde, daar gaan 'n dag wees wanneer dit regtig duidelik gaan wees wie die Here se kosbare paleisskatte is. Die skatte wat net in die paleis hoort. Regtig kosbaar. Hy gaan sê, en dit gaan regtig oral duidelik wees, jy is myne op daardie dag.
Jy's myne. En as die Here daai sê, jy is myne, dan kom dit saam met 'n klomp beelde wat ons in die skrif kry. Een daarvan is Esegiel 16, waar die Here sê, ek het verby jou gegaan, toe jy as 'n babietjie in jou eie bloed gelê het, gespartel het vir asem. Jy was op pad om dood te gaan. Jy was onrein, jy's weggegooi, in die asblik gegooi, maar die Here het al verbygekom, en ek het jou gewas, en ek het jou groot gemaak, en ek het jou mooi gemaak, het jou mooi aangetrek, jou met goeie werke versier, en te vir jou gesê, jy's myne. En dan sê hy dit, soos 'n man, dit vir sy bruid sê, jy's myne, op hulle huweliksdag, jy's myne. Ek is regtig lief vir jou, jy's myne. Dis die beeld van die Eksodus 19 ook, waar die Here sê, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra, en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my skat, eiendomsskat, uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Maar julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Julle gaan my kosbare gesteentes wees, my juwele. So, as die Here sê, jy is myne, dan sê dit, hy is regtig lief vir jou. Maar dit impliseer ook nog iets. Dit impliseer, as jy die Here se is jy anders as die res. So gaan net weer daai laaste een van Eksodus 19 lees. Julle sal my eiendomsskat uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, maar julle sal spesifiek 'n heilige nasie wees. Julle gaan anders wees as die ander nasies. Julle gaan anders wees as die wêreld. Daar gaan onderskeid wees tussen die bruid van Christus en die wêreld. Soos Galasiërs 5 sê, die wat aan Christus behoort, hulle wat Christus sin is, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Hulle is anders. Titus 2 vers 14 sê, die Here het vir homself 'n volk as sy eiendom, skat, gereinig, ywerig in goeie werke. Dit is regtig iets anders. Ons het volgende ook gesien by daai vers 16. Die wat die Here vrees, dis 'n vars vers daar in Maleagi. Ewe skielik is hier mense wat anders is, regtig anders. Hulle word gekenmerk nie meer as boosdoeners nie meer as moordenaars en oreerders en afgodsdienaars nie. Hulle is anders. Hulle is die wat die Here vrees en hom eer in hulle gedagtes en oor hom praat. Om die Here se paleisskat te wees, beteken jy is anders as die wêreld. En dis nie omdat jy anders is, dat jy nou sy eiendom is nie. Soos Esegiel 16 sê, die Here het jou sy eiendom gemaak. Jy het daar in jou eie bloed gelê en gespartel, maar omdat jy nou sy skat is jy anders. Hy het jou daar uitgetrek uit die bloed en jou anders gemaak. Hy het jou mooi gemaak. Die Here gaan nog iets doen op daardie dag. Hy gaan met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Sê vers 17 verder. Hy gaan hulle spaar of hulle uitred. Hy gaan jou onthou, en omdat hy jou gaan onthou, gaan hy sien wat sy seun gedoen het in sy huis, en hy gaan jou dan aansien asof jy gedoen het wat Jesus gedoen het. Die Here gaan die wat syne is, uit die mandjie van verlossing uithaal, soos Farao se dogter vir Moses uitgehaal het en teen sy bors druk en sê, jy's nou myne. Op daai dag gaan dit duidelik wees. Jy's myne. Ek het jou uitgered, ek het jou gespaar uit die bloed uit. Jy's nou myne.
En dan gaan vers 18 verder, dis dan net die gevolgtrekking. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Soos in die verlede, soos wat die Here gedoen het op verskeie kere wat ons ook kan noem die dag van die Here, gaan julle sien wie sin is die Here sin en wie nie. Die lyn gaan gesny word. Dis wie die Here sin is, dis sy skatte en dis die wêreld. En daar kan tye wees waar die onkruid regtig hoog staan, dat dit moeilik is om die onderskeid te sien, dat die kerk anders is as die wêreld. Daar kan regtig baie skynheiligheid in die kerk wees. Maar daar kom 'n dag, die Here se dag, wanneer hy die onderskeid so duidelik gaan stel, dat geen mens dit sal ontken nie. Dit is die dag van sy verskyning, sy wederkoms. Dis die dag wanneer hy homself gaan openbaar in volheid. En dis die dag waarna ons uitsien. Die kerk se verdrukking nou tussen die onkruid is daar, maar dis vir 'n oomblik. Ons kyk vorentoe na daai dag. Daar gaan uiteindelik eendag onderskeid wees, duidelike onderskeid. Soos 2 Korintiërs 4 sê, ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie net op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. En die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. In die verdrukking sien ons uit na daai dag, daai finale dag. En dit is in een sin waaroor vers 17 en 18 praat. Dis daai dag, daai finale dag. As ons aangaan na hoofstuk 4 toe, gaan ons dit ook sien. Daai hoofstuk 4 vers 1 sê, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. Hulle gaan wegbrand in niks. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Dis die dag van die Here se oordeel. Sien uit na daai dag. Dan gaan almal weet, jy is syne. Ek is Jesus sin. Dit is nie net so goed nie. Die Here gaan vir jou sê, jy is my skat. En dis 'n waarheid wat ons vir onsself moet preek. Ons sukkel om heilig te lewe, want ons preek nie hierdie vir onsself nie. Nou, die Here sê, jy's myne, en daarom is jy anders. So hoe gaan ons anders wees? Ons gaan hierdie waarheid vir onsself preek. Ek is die Here sin. Maar ons wil dit nie glo nie, want ons wil nog hierdie ietsie oorhou van ek sal self uit die bloed uit opstaan. Ek soek nog 'n bietjie eer vir myself. Ek wil nie glo dat God vir 'n sondaar soos ek sal sê, ek het jou lief nie. Dit is regtig waar, ons is syne. God onthou, en daarom sal dit duidelik wees op sy dag. Hy het jou regtig lief, gelowige. Soos 'n man vir sy bruid sê, jy is myne, ek het jou lief. Maar soos ons al in Maleagi gesien het, hierdie dag van die Here kom ook in die geskiedenis in die klein. Die klein dae van die Here, kan ons maar sê. Dis die dae waar hy homself in die geskiedenis openbaar in verlossing en oordeel. So dit wat hy beloof vir die finale dag, gebeur nou reeds op sekere tye in klein stukkies. Waar ons kan sê, saam met die mense van Maleagi 3 vers 18, ja, daar was onderskeid. En dis hoekom vers 18 sê, julle sal weer die onderskeid sien. So dit het gebeur. En dit sal weer gebeur in die geskiedenis, en dit is besig om te gebeur in die geskiedenis. Uiteindelik kom daar 'n dag wanneer dit vol sal wees, maar die dag van die Here kom in sulke klein druppeltjies, tot uiteindelik die groot water uitgegooi word in God se oordeel en verlossing. So, klein dae van die Here. Veral op sy dag, die dag van die Here, soos vandag,
Vandag is die dag van die Here. Die dag van sy opstanding. Die dag waarop sy opstanding verkondig word. Die dag waarop sy kerk die gesag wat hulle ontvang het, wat ons ontvang het, sy bruid gekry het, bedien. Die dag waarop die kerk veral, natuurlik deur die ander dae ook, maar veral op hierdie dag, die sleutels van die koninkryk gebruik. So, nou is die vraag, na vers 17 en 18, hoe gebeur dit nou voor die finale koms? Hoe doen die Here in die geskiedenis, in hierdie klein dae van die Here, deurlopend hierdie onderskeid tussen die gelowiges en die ongelowiges, ook binne in die kerk, met die sleutels van die koninkryk. En hierdie sleutels van die koninkryk, dis nie 'n term wat ons uitgedink het en toe nou in die belydenis gesit het nie. Jesus self sê vir sy apostels, eers vir Petrus en toe vir die res later met die ander sleutel, hulle het die sleutels van die koninkryk. En Jesus werk met daai term, die sleutels van die koninkryk, hy werk daar met die beeld van Jesaja 22. So daar was hierdie bestuurder van die paleis se ingang. Hy het 'n sleutel op sy skouer gedra om aan te wys, dis sy amp, hy's die bestuurder of die beheerder, toegangbeheerder van die paleis se ingang. As hy oopmaak, dan het hy toegang tot die troonkamer om met die koning te kom spreek. Hy maak die deur oop, kan ingaan, kan met die koning gaan spreek, hy maak die deur toe, nee, kan nie nou, die koning is besig, of hy is nie waardig om in te gaan nie. Maar as hy oopmaak, dan moet jy ingaan. Dit sal oneer bewys aan die koning as jy nie ingaan, as die deurwagter vir jou oopgemaak het, dan moet jy ingaan. Die koning verwag jou teenwoordigheid. Jy moet ingaan. En as hy vir jou toegemaak het, dan sê dit, jy mag nie ingaan nie. As jy op een of ander manier daar probeer inkom, gaan jy slegs tweede kom. En dan daar in Jesaja 22 word die belofte vir Eljakim gegee. Ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê. En hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie. En hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Die huis van Dawid gaan die toegang beheer van die paleis na God se troonkamer. Jesus gaan dit uiteindelik beheer. Hy gee daar die sleutels vir die kerk. Die kerk het die toerusting, die instrument waarmee Jesus die toegang beheer vir die troonkamer. Werklike welgeluksaligheid, ware seën en vreugde, lieflikhede aan God se regterhand, versadiging van vreugde, soos Psalm 16 en 17 sê. Jesus beheer dit. En die sleutel sê, jy is God se eiendom, as die sleutel vir jou oopsluit, jy is God se eiendom en jy kan 'n parel in die troonkamer wees. Jy kan 'n palmboom daar langs die troon wees. Jy kan daar wees as God se skat, sy juweel. Met die sleutels word dit duidelik wie God se eiendom is en wie nie. Met die sleutels word die lyn gesny. Hierdie is God se eiendom, hierdie is die wêreld. 'n Baie belangrike vraag by die Sondag is, by die sleutels van die koninkryk. En ons moet dit, voor ons nou ingaan op die sleutels, moet ons hierdie verstaan. Wie sluit oop en toe? Die sleutels is vir die kerk gegee. Petrus hulle het die sleutels gekry. Maar wie sluit oop en toe nie? En aanvanklik as mens deur die katekismes lees, dan lyk dit asof die katekismes nie regtig die antwoord wil gee nie, want is heeltyd in die passief geskryf. Daar word nie gepraat oor wie die doener is van die oop en die toesluit nie. Dan word net gesê, hoe word daar oop en toe gesluit? Maar dit word vinnig genoem in antwoord 85, oor die sleutel van tug. Dan staan daar, uiteindelik
word hulle deur God self uit die koninkryk van Christus uitgesluit. So wie is die doener van die oop en die toesluit? Uiteindelik is God self. En is regtig belangrik om te verstaan, wie maak die onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges? God maak die onderskeid. Hy sluit oop en toe. Hy stel die vyandskap van Genesis 3 vers 15. Vir sekeres sluit hy oop, vir ander sluit hy toe. Die kerk, die ouderlinge en predikante is nie die uiteindelike doeners van hierdie sluitwerk nie. God is. Die prediking en tug is die sleutels wat die kerk nou gekry het, maar die hand van die Seun van God draai dit. Die kerk het bedienende gesag. As ons praat oor die sleutels van die koninkryk, dan praat ons oor die gesag van die kerk. Die amptsdraers in die kerk het nooit gesag in hulle self nie. Die amptsdraers in die kerk kan nooit self die sleutel draai nie. Ons het die sleutel, maar ons kan nooit self die sleutel draai nie. Die kerk het bedienende gesag. Dit beteken, ons bedien net wat Jesus sê. Ons sê net wat die koning sê. Ons kan niks anders sê nie. In beide die sleutels, die prediking en die tug, is dit wat gedoen kan word, is al. Die koning sê, dis wat moet gebeur en dis wat moet gebeur. So, hoe kom dit nou dat die kerk, die gelowiges, soos paleisskatte toegang kry tot die koninkryk? Wat doen Christus om vir hulle oop te sluit, dat hulle eiendom kan wees? Ons bely, daar's 2 sleutels. Die eerste sleutel is die verkondiging van die heilige evangelie, prediking. Hoe dit gekom dat daar uiteindelik hierdie vars vers in Maleagi kom? Daai vers 16, 2 die wat God vrees. Dat daar groepe mense is wat regtig anders is as die res. Hoe gebeur dit in die geskiedenis? Hoe maak die Here onderskeid? Wel, deur dit wat die boek Maleagi is, deur die prediking van die evangelie. Dis alleen deur prediking van of Maleagi of ander boodskappers van die Here, dat daai mense anders was, en dat daai mense aangesien word en aangesien sal word as 'n skat in God se paleis. Dis net deur prediking. En natuurlik, dis nie alle prediking sluit oop nie. Nie elke preek wat elke predikant gee, sluit oop nie. Ons kan maar sê, nie elke praatjie wat elke predikant gee, sluit oop nie. 'n Preek is 'n preek as dit aan sekere vereistes voldoen. Onthou, ons bely, ons staan volgens die bevel van Christus. Die koning sê, dis hoe sy sleutel werk, dis wat sy sleutel is. As ons kom met ons eie idees oor wat prediking is, gaan die sleutel nie werk nie. Dit gaan nie die onderskeid bring tussen gelowiges en ongelowiges as ons met ons vereistes vir prediking werk nie. 'n Preek is 'n preek as dit gaan volgens Christus se bevel. So wat doen ons as ons in die kerk sien die onderskeid is besig om te verdof? Ons kan nie meer lekker sien wie is gelowiges en wie is ongelowiges nie. Ons werk nie met wat ons wil nie. Ons gaan terug na Christus se bevel. Hy gee die definisie van die sleutel. 'n Preek is slegs 'n preek waar Christus dan aan die woord kom as dit die evangelie verkondig. Christus verkondig. Christus en al sy weldade, sy skoonheid, sy geregtigheid, alles wat hy gedoen het, moet gepreek word, want hy alleen gee toegang tot die koninkryk. As hy nie gepreek word nie, as dit net 'n morele lesie is, dan is dit geen preek nie. 'n Morele lesie kan nie toegang gee tot die koninkryk nie. Dan gaan die onderskeid nog steeds nie daar wees nie. Hy sê self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.
So as 'n preek hom nie bevat nie, en hy daarom nie aan die woord kom nie, as Christus nie uitgebeeld word, afgeskilder word, dat hy hier voor staan en die een is wat preek nie, dan is dit geen preek nie. Is nie die sleutel waardeur Christus die koninkryk oopsluit nie. Christus moet voorgehou word as die enigste verlosser en koning. Verder, volgens Christus se bevel, so 'n preek wat Christus gebruik om oop te sluit, is die verkondiging van die evangelie. Met ander woorde, 'n preek is iets wat bly by die teks van die evangelie. Dit verkondig hierdie, dis die evangelie, die goeie boodskap. Ek maak nie my eie goed op nie, ek bly by dit wat hier staan, by dit wat Jesus sê, want hy moet aan die woord kom. 'n Preek is nie duimsuig nie. 'n Preek verkondig die woord, die ewige woord, die woord wat self 'n persoon is, die een wat spreek deur sy gees op hierdie bladsye. Ons bely ook, hierdie prediking wat Christus gebruik, die sleutel, is persoonlik. Sê, volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig. Dis persoonlik. Die koninkryk word oopgesluit deurdat daar vir gelowiges as die kerk as geheel, maar ook afsonderlik verkondig en betuig word wie Christus is en dat hulle sondes vergewe is. As geheel, julle sondes is vergewe, maar ook baie persoonlik tot die persoon, jou sondes is vergewe. Die prediking dis nie net iets wat by algemene stellings bly nie. Dit sny jou persoonlik tot in jou hart in. Dis prediking wat toepas in verskillende omstandighede van afsonderlike gemeentelede. Prediking is iets wat in tyd vir spesifieke mense gebeur. Dis die sleutel wat Jesus gebruik. As dit net hierdie algemene stellings was, dan kon Paulus kom ons dan net vir ons 50 preke gegee het en ons lees maar net elke keer Paulus se preke. Maar Jesus se sleutel is persoonlike prediking vir spesifieke mense in spesifieke tye, en daarom is dit prediking wat toepas. Hierdie prediking wat Jesus gebruik om oop te sluit, is dan ook prediking wat jou dryf tot 'n besluit, aksie of reaksie, dit konfronteer jou. As Christus voor jou staan, as hy afgeskilder word vir jou, en hy praat met jou, dan kan dit nie anders nie. Hy konfronteer jou. Daar staan in die belydenis, so dikwels as hulle hierdie belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Dit moet dan hulle verkondig word, julle sondes is regtig vergewe in Christus, so dikwels as hulle hierdie belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Prediking konfronteer jou, gaan jy dit aanneem of gaan jy nie? Vir die wat glo, word die koninkryk oopgesluit. Die preek, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus sê dit, so glo. En vir die wat nie glo nie, vir die wat dit hoor en nie glo nie, word die koninkryk toegesluit. En dis nog 'n kenmerk van hierdie sleutel. Dit sluit toe, wanneer dit verkondig vir die wat nie glo nie, of nog nie glo nie, aan die ongelowiges en die huigelaars, dat die toorn van God en daarom die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle hul nie bekeer nie, sê die katekismus. So die prediking wat Christus beveel en gebruik, konfronteer 'n gemeente met die werklikheid dat daar soos in Maleagi se tyd
hygelaars, skynheilige toneelspelers in die kerk is. Prediking wat Jesus gebruik, ignoreer nie daardie feit nie. Dit preek weer eens persoonlik, sonder dat die predikant noodwendig weet wie die skynheiliges is. Dit sê, as jy nie glo nie, ondersoek jou hart, ondersoek of jy in die geloof is. As jy nie glo nie, is jy uit die koninkryk uit. Jy is in hel reeds. Jy is reeds onder God se oordeel. Jy is reeds veroordeel. Soos Jesus sê in Johannes 3 vers 18, dis net 2 verse na die bekende een wat ek nou net gelees het, so lief het God die wêreld gehad, net 2 verse daarna, as jy nie glo nie, is jy reeds veroordeel. Dis nou dieselfde preek wat Jesus preek. Dit konfronteer jou met oordeel, met die hel, met ewige vervloeking buite God se vriendelike aangesig. Daarom is hierdie prediking wat Jesus gebruik, ook prediking wat oproep tot bekering. Solank hulle hul nie bekeer nie. Julle is onder die verdoemenis, solank julle hul nie bekeer nie. Dis wat gepreek moet word. En daarom dis prediking wat oproep tot bekering. Dit vra dringend. Soos iemand wat vir iemand anders wat op 'n treinspoor staan, die trein kom, ken jy vir Jesus? As jy hom nie ken nie, kom na hom toe. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom vinnig. Die trein kom. Prediking wat sny aan twee kante toe. Dit sluit oop, dit maak die deur wyd oop. Jesus het jou lief, jy is syne. Kom in en wees sy eiendom. En dit sluit toe. Jy is 'n hygelaar wat nog nie glo nie. Kom tot bekering. Dis hoe die koninkryk oop en toegesluit word deur prediking. En dis hoe daar nou voor die finale dag, voor daardie finale groot openbaring van Christus, waar hy gaan wees soos die son, waar alles oopgeskyn word, waar daar geen skaduplekkie meer gaan wees nie, voor daardie dag, gee hy die flitse van sy openbaring. As hy homself openbaar, kom dit aan die lig. Hier's onderskeid tussen gelowige en ongelowige. Tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Christus word gepreek op sy klein daggies, 'n dag soos vandag, die dag van die Here elke week. En hoe meer dit gebeur, hoe duideliker word die onderskeid. Hoe duideliker die onderskeid, hoe duideliker die seën vir die wat Christus se skat is. En hoe duideliker die vloek oor die wat ongelowiges is. Ons moet daarvoor bid, hierdie prediking wat Jesus beveel, dat die onderskeid duidelik kan word, dat ons kan sien, wie is die kerk, wie is die wêreld, wie is die wat God dien, wie is die wat hom nie dien nie. En so sal die seën vir die wat syne is nog duideliker word. Die Here praat van nog 'n sleutel wat hy gebruik om oop en toe te sluit. En dit gaan natuurlik saam met prediking, maar dit moet tog apart genoem word. Natuurlik, want Jesus noem dit apart. En dit is tug. Kerklike tug. En hier moet ons begin met die toesluit of die uitsluit, die toemaak van die deure. Want dit praat met en van mense wat uiterlik in die kerk is, maar dan tog begin om onchristelik te leer of te lewe. So, hulle ervaar dalk die uiterlike seën van die koninkryk, hulle ontvang die prediking van Christus, maar dalk het hulle nog nie in geloof daarop gereageer nie, en nou kom dit uit, hulle harte kom uit, hulle lewe
onchristelik of hulle leer dwaling wat nie in die skrif is nie. Hulle lewe soos die wêreld of hulle leer soos die wêreld. Hulle leer of leef asof hulle nie in die koninkryk is nie, asof hulle nie God se eiendom is nie. So hulle is uiterlik daar in die paleis, maar hulle is nie 'n skat nie. Dis 'n vuil lap wat nie in die paleis hoort nie. Hoe gebeur nou hierdie sleutel wat Jesus gebruik om toe te sluit? Hulle uit die paleis uit te sluit. Wel, in 'n paar stappe. En by hierdie stappe is dit regtig belangrik om te sien, dis nie net die predikant en die ouderling wat tug toepas nie. Die katekismus sê dit ook. Dis die hele gemeente. Die onderskeid tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie word duidelik deur die hele gemeente wat daarbey betrokke is. Veral by die eerste stap van die tug, dis die hele gemeente. En wat ook weer hier belangrik is, dis nou by vraag en antwoord 85, daar staan weer volgens die bevel van Christus. So weer eens, dis nie 'n sleutel wat ons self kan definieer nie. Die koning-generaal sê, dis die sleutel wat ons moet gebruik en ons moet dit so gebruik. Die koning laat nie enigiemand in sy paleis toe nie. Ons moet doen wat hy sê. As hy sê, enigiemand korter as 1.8 meter kan nie ingaan nie, dan is dit die standaard. Ek kan nie vir hom sê, maar koning, ek het nou hier gekom met hierso 'n ouetjie 1.75 meter, ek het gedink is okay. Nee, die koning sê dis wat dit is. As hy sê die hele gemeente is daarbey betrokke, dan is dit 'n bevel. Ons moet met mekaar praat. So wat doen ons as ons weer eens begin sien die onderskeid is besig om te verdof? Daar's kerke waar ons nie meer kan sien, okay, hulle leef soos die wêreld, ons kan nie meer sien wie's die wêreld en wie's die kerk nie. Wat doen ons? Ons maak nie ons eie planne nie, ons luister na die bevel van Christus en hy sê dis die sleutel. Dis hoe jy die onderskeid maak. Dis hoe hy die onderskeid maak. Ons sien dit by die eerste stap. Die eerste stap is iemand wat onchristelik lewe of leer, word herhaaldelik broederlik vermaan. Dis wat die skrif ons leer. Dis wat Jesus se bevel is. En hoe doen jy dit? Wel, deur broers en susters in die gemeente wat praat. Broer, ek het opgetel dat jy nogal vinnig kwaad word en dan net somme wil beklei. En dan gebeur dit weer en dan is daar nog vermaning en dan weer en dan volgens die Matteus 18 pad, volgens Christus se bevel. As jou broer teen jou sondig, gaan na hom toe, praat met hom tussen jou en hom alleen. Moenie van hom skinder nie, dis belangrik, Jesus sit daai woordjies spris in, tussen jou en hom alleen. As jou broer teen jou sondig, gaan na hom toe, praat met hom tussen jou en hom alleen. En as hy nog aanhou, vat iemand saam. Dis daai broederlik vermaan, dit gebeur in die gemeente volgens Christus se bevel. En by daai stap bely ons dit moet broederlik gebeur. Ons spring nog nie na die gevolgtrekking, hierdie ou is 'n ongelowige nie. Hy is ons broer wat ons in liefde en nederigheid wil terugtrek na Christus toe. So jy besef al te goed, jy is net so groot sondaar wat Christus nodig het. Maar nou gaan ek na my broer toe om weer sy oë op Christus te rig. Ons het vir Jesus nodig, broer. En as hy hom bekeer, het jy jou broer gewin. Hierdie stap is so geweldig belangrik. En ons moet hierdie sien. Tug begin nie eers by stap 2 en 3 nie. Begin by stap 1 volgens die bevel van Christus. Dis die sleutel. Dis hoe hy die onderskeid maak. As ons nie onderskeid sien nie, is dit wat ons volgens die bevel van Christus moet doen. Ons moet met mekaar praat. Dis regtig ernstig. God self, Christus self, die sleutel van die koninkryk in sy hand. Hy
so daai laaste stukkie daar in die middel, deur God self word hulle uit die ryk van Christus uitgesluit, deur die tug. Dis regtig ernstig, hierdie is nie speletjies nie. Iemand word deur die tug uit die ryk van Christus uitgesluit, as hy uiteindelik dan nou daarin volhard. En nou het die Here hierdie sleutel vir die kerk gegee, vir ons. Hier is nie 'n speelding nie, dis die sleutel van die koninkryk. En ons moet dit regtig ernstig opvat. Die kerk wat gehoorsaam hierdie bevel uitvoer, word die instrument waarmee Christus die sleutel draai. Kyk wat gebeur in vers 16 tot 18 daar in Maleagi 3. Die wat God vrees, het hulle monde begin oopmaak. Met mekaar. Hulle het met mekaar begin praat. Hulle het die evangelie gedeel. Hulle het bemoedig en aangespoor in goeie werke. Hulle was kerk. En baie belangrik, tussen die lyne, hulle het vermaan. Vermaan sê, ek kom staan langs jou en ek sê, kom ons kyk net albei weer na Christus. Hierso, dis wat Jesus sê, sien jy? Ons moet na hom kyk. In Maleagi se tyd sou daar aan die een kant hierdie duidelike goddelose ouens gewees het, wat net as strand en arrogant aangaan met hulle vermetele woorde. Aan die ander kant sou daar die gewees het wat dan God vrees. Maar daar sou ook, soos wat vers 18 sê, dit sou moeilik gewees het om nog die onderskeid te sien. Hier en daar sou daar grys areas gewees het, tussen hierdie twee groepe. En wat sou die wat God vrees dan gedoen het? Hulle het begin praat. Hulle het begin vermaan. Hulle het met mekaar gepraat oor wat Jesus sê, en hulle het dan weier met mekaar gepraat oor wat Jesus sê. Sê, nee, broers, ons het weer gekyk na wat hierdie teks sê, en Jesus beveel dat ons nie hierdie moet doen nie, ons moet hiervan bekeer. Mekaar vermaan. Hoe word dit duidelik wie God se skat is? Dit waarna die mense wat God vrees in Maleagi se tyd so na gesmag het, wat die Here beloof, julle sal sy skat wees in sy paleiskamer. Hoe word dit? Vermaning, die tug. Dit sluit oop, dit maak die onderskeid duidelik. So gaan praat met jou broer. Jy kan jou broer red. En al moet ons versigtig wees, kan ons daardie taal gebruik, want Jesus het die sleutel wat hy draai vir die kerk gegee. Jy kan jou broer red, hom wen, deur met hom te praat. Jy kan die instrument in Jesus se hand wees, wat die onderskeid kom duidelik maak. As jy net sê, broer, ons is Jesus sin, en ons wil daai duidelik kan sien. Ons is Jesus sin. Ons kan nie so leef of dink nie. En ons moet hierdie beginsel ook van kleins af van ons kinders leer. Praat met mekaar. Die eerste stap is nie om na die kerkraad toe te gaan as iemand teen my sondig nie. Die eerste stap is nie om te klik nie. Die eerste stap is nie om te murmureer nie. Die eerste stap is om met jou boetie te gaan praat. In gesprek. Tussen jou en hom alleen. God hou die deur oopgesluit vir sy koninkryk deur gesprekke. So die tug is nie 'n straf omdat jy nie vir die dominee geluister het nie.
Tug is 'n rescue mission na Christus toe. En ons het al hoe meer daai gedagtes in onsself inpreek, inslaan. Tug is nie eers as ons afgesny word van die nagmaal of iets nie. Ons kom nog daarby. Dis iets wat 'n gemeente elke week doen. Dis iets waar in hoe ons gemeente funksioneer. So dit moet al hoe meer deel wees van ons. En is iets waaroor ons nie moet skaam wees nie. As ons hierdie net meer en meer begin doen in vrymoedigheid met mekaar praat oor wat Jesus beveel, ons meer vrymoedigheid daarin hê. En ons gaan ons eie sondes ook nie so probeer wegsteek van mekaar nie. Ons kan ons sondes regtig hanteer volgens Jesus se bevel. Maar as jy dan nou skaam is, as jy dink ek weet nie hoe om hierdie te hanteer nie, want ek's bang vir die gevolge. Waarvoor is jy bang? As jy met jou broer praat en hy reageer in nederigheid en hy besef sy sonde, het jou broer gewen. As hy in woede reageer en steeds volhard in sonde, selfs na 'n herhaaldelike vermaaning, dan het jy in gehoorsaamheid gedoen wat Jesus beveel. En dis die sleutel waarmee Jesus onderskei tref. Dis nodig. So word die onderskeid tussen die Godvreesende en die goddeloses duideliker. As jy in gehoorsaamheid doen wat Jesus sê, is daar regtig goeie gevolge. Al voel dit nou nie soos 'n goeie gevolg om 'n broer uiteindelik te verloor nie. Jy het in gehoorsaamheid gedoen wat Jesus sê, sodat die onderskeid tussen die skape en die bokke duideliker kan word. As die broer dan na die herhaaldelike vermaanings nie bekeer nie, word die saak na die kerkraad toe gebring, of dis nou die wat deur die gemeente daarvoor aangewys word, soos wat die belydenis sê. Eers dan, nie dadelik as jy ingedoen is nie, eers na herhaaldelike vermaanings. As die broer dan nou meer en meer wys dat hy nie gelowig is nie, moet die kerkraad dit hanteer. En dis nou, ja, so as die kerkraad dit dan hanteer met nog vermaaning, ernstige bestraffing selfs, en hy steeds nie luister nie, word hierdie mense dan van die sakramente afgehou, en later uit die gemeente, deur God self, uit die ryk van Christus uitgesluit. As die stappe van tug reg volgens die bevel van Christus uitgevoer word, is dit God self wat uitsluit. Dis regtig 'n belangrike, ernstige saak. Dis hoe God mense uit sy koninkryk uitsluit. Dis hoe hy ongelowiges reeds in vervloeking en oordeel oorgee in hulle eie sonde. Dis deur tug. Maar ook, dis hoe God die skape en bokke van mekaar skei. Dis hoe die koninkryk duidelik word tussen die onkruid. Dis hoe die onderskeid tussen die kerk en die wêreld duidelik word. Uiteindelik tug sluit ook oop. God gebruik tug om mense terug te draai na hom toe. Hy tug die wat hy liefhet. Hy gebruik die tug juis dat hulle kan sien hulle is sy eiendom en trek hulle terug na hom toe. Die doel van tug is sodat daai persoon gered word. Die doel van tug is nie in die eerste plek daai persoon moet gestraf word en net uitgegooi word want hy's 'n goddelose sondaar nie. Die doel is om terug te trek, om weer oop te sluit. As die persoon tot bekering kom oor sy sonde en dit bewys dan met 'n lewe en 'n belydenis wat pas, word hulle tot die gemeente toegelaat, weer oopgesluit. As hulle dan duidelik wys, hulle is God se eiendom. Baie belangrik, net soos die prediking, is tug ook Christus gesentreerd. Altyd wys na Christus toe. Dis Christus die koning en ons werk met sy wet, niks meer, niks minder nie, en sy wet moet toegepas word in sy hof. Maar dis ook dan
oproep tot gehoorsaamheid aan hom, 'n oproep tot bekering na hom, 'n oproep om te vlug weer na hom. So wat doen ons as ons sien die onderskeid tussen die kerk en die wêreld is nie daar nie. Die kerk en die wêreld lyk dieselfde. In gedrag, in lewe, in leer, in seën en vloek. Wat doen ons dan? Ons doen nie ons eie ding nie. Die kerk het bedienende gesag. Ons doen wat Jesus sê ons moet doen. Ons verlaat nie die kerk nie. Sê nie die kerk is vrot, so ons gaan ons eie ding begin of wat ook al nie. Ons gaan nou net ons gesin wees, want net ons gesin het die woord van Christus nie. Ons begin werk met die sleutels waarmee Jesus oop en toesluit. So jy soek behoorlike Christusprediking en behoorlike Christus gesentreerde tug. En jy begin dit self toepas. Mag Christus sy gemeente daartoe versterk. Amen.